Ons maak die Bybels oop by Matteus hoofstuk 24. Die profetiese rede begin by hoofstuk 24 en strek tot by 25. U sal dit ook raak lees in Lukas hoofstuk 21. Uittreksels daarvan ook in Markus. Die agtergrond van hierdie profetiese rede het ek reeds genoem. Ek herhaal dit net weer. Die disippels is saam met Jesus, hulle is by die tempel, hulle kyk na die tempel, vers 1 en 2 gee vir ons daardie idee, hulle kyk na hierdie tempel, 'n pragtige tempel, daar was 3 tempels gewees, die eerste tempel het Salomo opgerig, na die ballingskap is die tempel herbou in die tyd van Esra 6 gee vir daardie antwoord, en dan was daardie tempel wat herbou is verbeter deur Herodes wat as gouverneur opgetree het en vir Jerusalem 'n pragtige tempel gegee het as 'n guns om die guns van die Jode te wen. En daardie tempel is gebou met marmer en hy's ook in dele met goud oortrek. Was 'n pragtige tempel. En dis na hierdie tempel waarna gekyk word as hierdie gedeelte begin. Ons gaan vanoggend saam lees die eerste 8 verse. En voor ons dit doen, kom ons bid saam. Almagtige en barmhartige God, wat 'n voorreg om U te kan ken, om U as ware God en Here te kan aanbid. U verdien al die eer en die heerlikheid. U verdien om geprys te word, waarlik God in ons midde. Daarom is die diens tot eer van U naam, as gevolg van U teenwoordigheid, vir ons 'n plek waar ons toegerus wil word, getroos wil word, geborge wil wees in U teenwoordigheid. En daarom vra ons, Here, dat deur die werking van die Gees, U nou ons ook sal laat luister na dit wat U wil sê. Laat U woord in ons midde duidelik wees, helder wees, en laat ons opnuut getroos word met dit wat U ons leer. Dit bid ons in Christus Jesus naam. Amen. Matteus 24 vanaf vers 1. En Jezus het uitgegaan en van die tempel vertrek. En sy disippels het nader gekom om hom die geboue van die tempel te wys. En Jezus sê vir hulle, sien julle al hierdie dinge? Voorwaar ek sê vir julle, daar sal hier sekerlik nie een klip op die ander gelaat word, wat nie afgebreek sal word nie. En toe hy op die Olyfberg gaan sit het, kom die disippels alleen na hom en sê, vertel ons, wanneer sal hierdie dinge wees? En wat is die teken van die koms en van die volëinding van die wêreld? En Jesus antwoord en sê vir hulle, pas op, dat niemand julle mislei nie, want baie sal onder my naam kom en sê, ek is die Christus, en hulle sal baie mense mislei. En julle sal hoor van oorloë en gerugte van oorloë. Pas op, moenie verskrik word nie, want alles moet plaasvind, maar dit is nog nie die einde nie. Want die een nasie sal teen die ander opstaan, en die een koninkryk teen die ander, en daar sal hongersnode wees, en pessiektes, en aardbewings, op verskillende plekke. Maar al hierdie dinge is 'n begin van die smarte. Geliefdes, verse 4 tot 8 sal in die prediking in behandeling geneem word. Geliefdes in ons Here Jesus Christus,
Ken ons tekens? Ek is seker ons doen. As ek na my selfoon kyk, dan kyk ek nou hoeveel batterylewe is daar nog oor, en die teken op die selfoon sê vir my dalk, ek moet hom in die laaier sit, sodat ek kan laai. As ek ry in my motor, is daar liggies wat gewoonlik nie brand nie, en as hulle skielik brand, dan het ek 'n vraag, wat sou die teken dan sê? Dit sê die enjin liggie is ek benoud. As die olie liggie is ek benoud. Motors is al meer gesofistikeerd en jy kry verskillende prentjies op verskillende motors wat verskillende boodskappe vir jou gee. En elkeen is 'n teken. Wat maak ek op grond van tekens? Ek reageer daarop. Soos wat alles in die lewe, en daar's menigte van hierdie verskillende tekens waarop ek kan reageer en behoort te reageer. So is dit ook met die rede wat Christus hier voer, en hy voer dit en hy sê vir hulle, wat gaan gebeur in die nabye toekoms? Wat gaan gebeur in die verre toekoms? In daardie stadium was dit nie gereken as ver nie. Ons wat vandag terugkyk, het 'n persepsie van hoe lank dit vat. Die Nuwe Testament speel af in die eerste eeu, vroeg eerste eeu. Daarom praat ons van na Christus en voor Christus. Sy geboorte bepaal vir ons die jaartalle in 'n Christelike lewens- en wêreldsbeskouing. En wanneer ons na die begin van die tyd kyk van Christus se geboorte af, dan sien ons dat hy ongeveer 33 na Christus sterwe en die evangeliebeskrywings in daardie jare na sy sterwe ontstaan. En dan hoor ons, soos die geskiedenis vir ons neergepen word, 'n groot gebeurtenis 70 na Christus. En dit gaan oor dit wat Christus moes antwoord, want die disippels vra in die 3de vers, vertel ons, wanneer sal hierdie dinge wees? Want hulle hoor hy sê, daar sal nie 2 klippe van hierdie pragtige tempel, 2 van hierdie marmerklippe, reusagtige klippe, nie 2 sal bo mekaar wees nie. En dit is 'n onheilspellende voorspelling, want watter geweldige mag sal neerkom op hierdie stad Jerusalem, dat nie 2 klippe op mekaar sal staan nie. Sal nie wees nie, sou baie van die disippels seker sê. 70 na Christus, na 'n belering van ongeveer 4 jaar, sou Rome die tempel vernietig. Die Romeinse owerheid sou die stad so beleer en na geweldige weerstand en teestand sou hulle die tempel vernietig, dat net die Wesmuur oorbly, wat vandag nog staan. En die vraag sou wees, en baie probeer die vraag antwoord, maar waarom? Waarom die tempel vernietig? En dan kom Christus se profetiese rede duidelik oor. Nie 2 klippe sal bo op mekaar staan nie, is maar die begin van die smarte. Dis maar die eerste van tekens wat sal kom, en meer sou nog kom. Meer sou nog kom. Waarvoor, Here? Waarom moet Jerusalem deur hierdie leed gaan? Van belering en oorlog. En soos dit beskrywe word, was dit 'n verskriklike tyd vir Jerusalem in daardie dae. Dit was 'n verskriklike tyd. 'n Tyd wat hulle nie sou vergeet het nie. Josefus, 'n geskiedskrywer, beskryf dit in baie detail, sodat die nageslagte dit kon lees. Wat maak hulle daarmee? Wat maak Israel daarmee? Dis die vraag.
Wat maak hulle met die eerste teken wat Christus gesê het gaan gebeur? Hy het nie vir hulle datum gegee nie. Maar 70 na Christus het dit gebeur. Wat maak dit met die wat nog leef? Want daar was nog apostels wat geleef het. Johannes skrywe eers hier rondom 90 na Christus die Openbaringboek. 1, 2, 3 Johannes. En in 1 Johannes 4 skryf hy van die Antichrist op die rug van wat Christus ook hier sê. Daarom is daar verwantskap. Wanneer Christus reeds sê voor dit gebeur, dit gaan, gee hy 'n prominensie en 'n vastigheid aan wat hy sê oor die toekoms as 'n teken. Die gebeure as 'n vaste teken van God se genade en God se wil. En wat is dit? Want die disippels vra nie net wanneer gaan hierdie dinge gebeur nie, hulle vra die volgende: vertel ons wanneer sal hierdie dinge wees? Wat is die teken van die koms en van die volëinding van die wêreld? Van die koms en van die volëinding. En dis waar verse 4 tot 8 vir ons as Nuwe Testamentiese kerk vandag as troos dien. En dis hoekom ons daarna kyk. Want hoekom is die leed van Jerusalem se vernietiging, in besonder die tempel, want daar's redelike dele weer herbou en groot dele is weer herstel en Jerusalem se raamwerk bly groei. Want Jerusalem staan vandag nog. Maar as 'n simbool van wat? Jesus antwoord in vers 4: pas op dat niemand julle mislei nie. In die lig van die vorige boodskap oor waak, wees gereed terwyl ons wag. Want hierdie hele reeks gaan daaroor, dat ons sal verstaan watter aspekte van die wederkoms moet ons in gedagte hou, en hoe is die Here genadig met ons, terwyl hy ons herinner aan sy koms. Waak, en pas op dat niemand julle mislei nie, want daar sal baie onder my naam kom, en sê, ek is die Christus. En hulle sal baie mense mislei. En as ons 'n bietjie navorsing doen, was daar gebeure waar mense regtig kom sê het, hulle is die Christus? Verskeie bronne kan geraadpleeg word om dit te soek en dit te vind. Want reg deur die eeue was daar altyd iemand wat het gewaag het om te sê, ek is die gesalfde, ek is die Messias, ek is die Christus. Ons lees byvoorbeeld in die naam van Anne Lee. Ons sal haar glad nie ken nie. Kom uit 'n era waar die kerk in wording was, die tyd van verval. Sy lewe in die jare 1736 tot 1784 en hulle skryf oor haar dat sy van die Shakers in Engeland en in Amerika. Sy het nie gesê sy is die Christus of sy is Jesus self nie, maar dat sy die vroulike aard is van sy gees. En dat sy verteenwoordig Christus se koms na die aarde. Hulle volgers het haar genoem Moeder Anne. In die 1800s kry ons 'n man met die naam van Arnold Potter. Word ook 'n geestelike leier. En hy het gesterf toe hy gepoog het om na die hemel toe op te vaar deur van 'n berg af te spring. So onlangs soos die 1900s, aan die naam van Jim Jones. Hy was die stigter van The People's Temple. En in die 1970s, baie onlangs, het hy geïmpliseer en prontuit gesê, hy is die Christus.
selfs hy is God. En hy het sy volgers gelei tot selfmoord, massa selfmoord in Jonestown, Guyana. Geskiedenis, nou. Mense wat sê, ek is die Messias. Mense sê, wow, in verwondering oor wie hierdie Messias kan wees. Luister na die Messias, sogenaamd Messias. Neem aan wat geskrywe word, gesê word deur hierdie persoon met die gesag van Christus. En is selfs bereid om tot die dood te volg. Hoekom sê Christus? Pas op, waak. Waak. Daar sal baie kom wat sou sê, ek is die Messias. En nie sal gaan luister na die skrif nie. Maar na hierdie mense. Die Messias met valse profesieë, vandag word hulle nog steeds geken. Waarom sou dit bestaan? Sien jy die teken? Wat is die reaksie? Christus gaan verder en hy sê, julle sal hoor van oorloë en gerugte van oorloë. Nie baie lank gelede nie. Die oorlog in Oekraïne teenoor Rusland. 'n Oorlog wat nou nog woed. Almal probeer dit stop. 'n Vars oorlog wat eintlik maar smeulend was tussen Israel, Hamas en die moslim wêreld. Vars nuwe een weer 'n Pakistan-Indië oorlog. Afrika is bekend vir sy burgeroorloë. En so kan ons deur die wêreld beweeg. En die onrus tussen die mense reg oor die ganse wêreld raak sien, ook plaaslik. Volke teenoor volke. Een wat die ander teen die keel wil gryp, of aan die keel wil gryp, en wil uitwis. Retoriek, met ander woorde, woordeskat wat sê, kom ons maak dood, is normaal. Die moslims sal dit selfs noem, heilige oorlog, in hulle taal jihad. Want dit is normaal. Wat maak ons daarmee? Ons sien dit raak. Ons vind dit in die nuus. Ons sien dit raak. Wat maak ons daarmee? Christus sê, pas op, moenie verskrik word nie. Want alles moet plaasvind, maar dit is nog nie die einde nie. Hoor wat jy hoor, sien wat jy sien, wees net versigtig, moenie bang wees nie. Moenie bang wees nie. Dis nog nie die einde nie. Want die een nasie sal teen die ander opstaan en die een koninkryk teen die ander. Wat sal daar nog wees? Hongersnood. Hongersnood. Hongersnood is 'n verskynsel wat reg oor die wêreld plaasvind, reg oor die wêreld raak gesien word. Ons vind die volgende sake wat navorsing tans toon en net in die laaste 5 jaar, hoeveel lande geraak word daardeur? Etlike lande word geraak deur hongersnood. Redes: ekonomiese onstabiliteit, iets wat Suid-Afrika tans ook beleef. Waar die mark wil lewer maar nie kan nie. Oorlog, plekke wat deur oorlog getuister word, letterlike oorlog soos Oekraïne en die impak wat dit het op die lewering van produkte. Die wêreld is daarvan vol. Klimaat, gewone reën te veel, vloede, rampe, ken ons dit nie goed in ons eie land.
Elke jaar is daar 'n deel van ons land wat geraak word en voedselsekerheid word geaffekteer. Selfs net 'n deel van die mark word gestuit en dan moet daar produkte van ander plekke af gekry word om die balans te herstel. Ons sien dit raak. Jesus praat, daar sal hongersnode wees, pestsiektes, aardbewings. In die laaste 5 jaar, aardbewings met die graad van, met die lesing van 6 en hoër op die Richters skaal. 45 lande is daardeur geraak. Met lewensverlies meer of minder. En ons ken aardbewings gepaardgaande met areas wat in die see die aardbewing se kern het en tsunamies wat dan ook lewensverlies op land teweegbring weens die vloedgolf. Ons hoor dit, ons sien dit, en ons sien dit raak die hele wêreld. Reg oor die wêreld is daar iets wat gebeur. Dit gebeur hier, dit gebeur daar, dit gebeur daar. En nou leef ons in die moderne tyd waar die internet die wêreld verklein tot 'n skermpie. Tot 'n internet nuusberig. Wat mediaagentskappe dan neem en dan vir ons lees as nuus, vertel as nuus. En ons hoor nie eers van al die gebeure nie, want daar is net te veel. Wat maak ons daarmee? Wat doen Christus as hy vir sy disippels sê, pas op, wees versigtig, pas op, moenie bang wees nie. Vers 8. Maar al hierdie dinge is 'n begin van die smarte. Hierdie brief dateer nader aan die 50s na Christus. 50 jaar van die begin van die tydsbepaling van Christus se geboorte af. En ons trek al in die jare duisende daarna. Etlike eeue is al verby en ons leef in die 21ste eeu. In die 21ste eeu sien ons nog steeds hierdie dinge gebeur. Christus gebruik bietjie later in hierdie selfde rede, gebruik hy die frase van kyk na die bloeisel, kyk na die vyeboom, kyk na die seisoengedagte, kyk na die voorbeeld, en dit is vir ons 'n voorbeeld steeds. Wanneer ons kyk na die horison en ons wag vir die wolke om te verskyn, ons kyk op na die hemel en sê, Here, wanneer sal U vir ons reën gee? En ons ontvang dit, want is in die seisoen. Dan sien ons die Here se goedheid. En as daar die reën nie stop nie, sien ons die smart. As ons vra vir die reën en ons kry dit nie, en alles verdor en verdroog, dan deel ons in die smart. Wanneer ons die siektes oor die aarde heen sien, kom en gaan, in siklusse, saam met inspuitings, as 'n probeerslag van voorkoming. Ja, die nuwe spuit is beskikbaar vir die nuwe seisoen se griep. Dan hoor ons die nuwe seisoen se pestsiekte. Elke jaar het sy siekte. Wie was al siek? Wie was al meer as eenmal siek? Wie gaan nog siek word? Ons ken dit. En geliefdes, wanneer ons so met die sikliese aard van dinge te doen kry, is dit baie maklik om agteroor te sit en sê, dis maar net nog 'n seisoen daarvan. In Amerika praat hulle van die seisoen van die tornado's. Dit is so, dis 'n seisoen, dis 'n siklus. Maar die ramp is nie. Die ramp is 'n teken. Vir die kerk van Jesus Christus staan die werk van Christus oop
en duidelik en sigbaar. Hy is met ons besig. Wanneer ons die leed ervaar, dan kyk ons na die wêreld, gelowig of ongelowig, maak nie saak nie. Ons kyk na Myanmar, die plek daar in die ooste, wat onlangs deur aardbewing getuister was, en hoeveel het gesterf. En ons sê, ons is jammer, dat daar soveel leed is. Ons sien wat gebeur, wanneer oorlog plaasvind, en mense lewensverlies beleef, en moeders huil, en ons is saam met hulle hartseer. Want dis die begin van die smarte. En ons is al in die 21ste eeu, en nog steeds in die begin van die smarte. Waarna toe lei dit? Geliefdes, wanneer die Here met ons besig is, en hy wys vir ons die smarte, vra hy van ons om op te kyk. Dat ons sal roep, Here, wanneer sal dit eindig? Kom, Here Jesus, laat dit eindig. Die skrif praat van die aarde sug, die skepping sug, ons sug saam. Here, wanneer sal die leed verby wees? Is nog 'n toepassing vir ons daaglikse bestaan. Elkeen staan op ons eie plek en ons kyk na die moeilikheid in my lewe. En ek vra die vraag, Here, hoekom moet dit so swaar gaan? En dan kyk ek na my buurman, my buurvrou, en daar gaan dit net so. Ander moeilikheid, maar eie moeilikheid. En so kan ons gaan van plek na plek, sitplek na sitplek, selfs hier vanoggend, en vra, hoe lyk die moeilikheid in jou lewe vandag? Soveel dat jy wil afkyk en sê, man, ek sal dit regmaak, of opkyk en sê, Here, kom. Ons kan amper nie meer nie. Ons kan amper nie meer nie. Die smarte raak net te veel. En dis wat die Here Jesus wil hê ons moet hoor. Moenie bang wees nie. Moenie bang wees nie. Wanneer hy reeds vooraf deur die psalmis Dawid laat skryf onder inspirasie van sy gees. Al gaan ek deur 'n dal van dood skaduwee, ek sal geen onheil vrees nie. Onheil? Dawid? Ja, persoonlike belewenis van 'n dal van dood skaduwee, dis sy belewenis. En wanneer ons in stryd, die saam met die wêreld se stryd, beleef wat 'n dal van doodskaduwee vandag beteken, dan is die dood naby. Die leed van iemand reeds, terwyl ons praat, naby. Iemand is hartseer reeds nou, oor iets wat seer maak. Dis 'n werklikheid. Jesus troos self in Matteus 28 met sy woorde. Ek is met julle tot aan die volëinding van die wêreld. Ek is met julle. Wanneer hy in Johannes 14 tot 16 aan sy disippels verduidelik, ek gaan van julle weg, maar ek laat julle nie as wese agter nie. Ek los julle my gees, om altyd met julle te wees. Dan het ons die troos. Al gaan ons deur hierdie dal van doodskaduwee, al sien ons wat ons sien, ons oë word herinner, die klokke lui, dan lui hy in daardie deel van die wêreld, dan lui hy in die deel van die wêreld, dan lui hy in daardie deel van die wêreld, dan lui hy hier by my deur, dan lui hy hier in my huis. Kyk ek op? Of kyk ek af? Kyk ek met hoop na die hemel, Here, wanneer? Of kyk ek af en sê,
Ek sal self. Geliefdes, in ons brose toestand van ek kan dit nie regmaak nie. Ek kan dit nie beter maak nie. Gee die Here ons krag om te kyk na bo, sodat ons kan sing soos Habakuk. Die oorlogsrumoer is voor die deur. En hy weet wat dit impliseer. Hy weet wat dit impliseer. Ons gaan nie kos hê nie. Ons gaan onrus hê. Ons land is in chaos. Nogtans sal ek jubel. Nogtans sal ek bly wees in die Here. Kyk op na bo met hoop. Kyk op na bo met geloof, met verwagting en 'n wete. Wanneer hy kom, is alles verby. Maar ek staan hier, terwyl die aarde sug, die natuur sug, en ja, ons sug. Maar met 'n verwagting. Maar hy hou ons in stand. Laat dit wees. 'n Tyd waarin ons hoor helder woorde. Moenie bang wees nie. Ons is in die tyd van smart, maar is nog nie die einde nie. Maar moenie bang wees nie. Volhard in geloof en kyk op. Amen. Ons bid saam. O Here, ons Here, dankie dat U die klok bly lui. Dat die basuin blaas. En watter teken ook al nodig is om te sien dat U vir ons steeds wys. Hoe nader U koms is. Vir die wêreld wat ander dinge dalk soek. Maar ons as kerk van U seker kan weet. Die tyd van smarte is hier reeds van die begin af. U het gesê, dit het begin. Ons is in die laaste deel, en daarom bid ons dat U ons sal bly bemoedig, dat U elke huis sal optel, dat U ons kop sal optel, dat ons kan opkyk na die Here, na U met 'n lewende verwagting. En dat ons sal roep, kom Here Jesus, ja kom gou. Dankie dat U ons steeds die krag gee om te kan volhard ten spyte van die leed wat ons rondom ons sien. Ook die leed wat ons self verduur. Pyn en smart hiervan deel. Maar dat U die vreugde steeds bring. Want U nabyheid is vir ons genoeg. Ja, U nabyheid is vir ons genoeg. In daardie genade leef ons. In Jesus naam bid ons hierdie dinge. Amen.